Kom ons word stil met Psalm 113. Ons gaan vanmôre so 'n bietjie anders die wotum doen. Ek gaan 'n gedeelte lees en ons gaan as gemeente antwoord. Daar's 'n gedeelte, hy sal aangedui word as gemeente. En dan selfs met die seën gaan ek die seën uitspreek en dan gaan ons aan die einde almal saam sê amen. So kom ons hou dit in gedagte vanmôre. Psalm 113 sê die volgende: Van waar die son opkom tot waar het ondergaan, met die naam van die Here geprys word. Hoog bo al die nasies heers die Here, sy mag strek selfs oor die hemele. Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Here van Jesus Christus, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanmôre saam lees Jesaja 58 vers 1 tot 12, maar voordat ons dit lees, kom ons bid net saam. Hemelvader, baie dankie vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gee, so 'n bietjie kouer, ons kan maar nader aan mekaar sit, om net mekaar se hitte ook te voel, maar dankie Here dat U vir ons ook in 'n wintertyd inneem. En deur die seisoene sien ons Here dat U in beheer is. Sien ons dat U die Here is wat hierdie skepping in die hande vashou. En sien ons dat U die Here is wat ons elkeen se lewe in die hand vashou. En wanneer ons vanmôre stil word hier in die gemeente, Here, is my gebed dat U ook vir ons so sal vashou in die hande, dat U ook vir ons sal kom neem op hierdie pad. Heilige Gees, dat U ook vir ons die woord sal kom oopmaak vanmôre, en die woord sal kom oopbreek, sodat ons kan verstaan wat U vir ons hieruit wil leer. En Gees van God, dat U ook oor my sal kom, en my vanmôre sal neem, sodat die woorde wat uit my mond kom, nie dit is wat uit my eie self uitkom nie, maar kom van U. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Ek volg op die oomblik die, wat ons noem die Common Revised Lectionary. Dis 'n leesrooster wat die gereformeerde kerke, daar is ook 'n lectionary vir die Rooms-Katholieke kerk, wat hulle het ander tekste en ander verse en ander gedeeltes, hulle Bybel het so bietjie, ook die apokriewe boeke in, en hulle lees dit ook. Maar ek volg 'n leesprogram wat ek kry uit die Common Revised Lectionary uit, en dan gebruik ek dit vir ons as 'n riglyn vir die prediking. En dit gaan, ons is nou in die koninkrykstyd, so dit gaan oor die koninkryk en wat God vir ons as sy kerk wil hê en verwag. En vanmôre staan ons stil by Jesaja 58 vers 1 tot 12. Die Here sê: roep uit volle bors, moet niks verswyg nie. Laat jou stem hoor, en duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammeling van Jakob op hulle sondes. Hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen wat reg is, en hom aan die bepalings van sy God hou. Hulle vra my wel om regverdige beslissings, asof hulle van my teenwoordigheid hou. Hulle vra: waarom vas ons, maar U sien dit nie? Verootmoedig ons, maar U gee nie aandag daaraan nie. Dit is omdat julle op die vasdae doen wat julle wil, en die mense wat vir julle werk nog harder laat werk. Julle vasdae loop uit op twis en rusies. Julle dan mekaar met die vuis by. Julle kan nie op hierdie manier vas en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. Al is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê, net dat die mense van homself
verneder, dat hy sy nek buig soos 'n biesie en in sak en as sit. Noem jy dit 'n vasdag? 'n dag waarvan die Here hou? Is die vas wat ek wil hê, nie dit nie. Om die wat onregverdig gevange gehou word, te bevry. Om die juk wat op 'n mens druk aftaal. Om verdruktes vry te maak. Om elke juk te breek. Is dit nie dat jy vir die wat honger is, van jou brood gee nie? Is interessant, nee. Hy sê nie dat jy vir die honger brood gee nie, hy sê dat jy vir die honger van jou brood gee nie. Dat jy aan die armes en die daklooses 'n blyplek gee nie. Dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie. Dat jy jou medemense nie aan sy lot oorlaat nie. Dan sal die lig vir jou deurbreek, soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal hom oproep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat die mense nie meer by jou verdruk word nie. Nie meer gedreig en vals beskuldig word nie. As jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoefte van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is. Sal wat vir jou nag is, soos helder middag, word soos helder middag. Die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorstreke, sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Jou mense sal die ou puinhope herbou, die fondamente herstel wat al geslagte bestaan. Jy sal bekend staan as die volk wat sy afgebreekte mure herbou, wat sy strate herstel, sodat daar mense kan woon. Ons gaan net tot daar lees vanmôre. Dit is baie interessant as mense hierdie gedeelte lees, en miskien preek ek nou vanmôre vir die verkeerde mense. Maar ons sien die volk Israel terug in Jerusalem van ballingskap af. Dis eintlik waar hierdie gedeelte van Jesaja se profesie uit of afspeel. Hulle was in ballingskap, hulle het teruggekom, die beloftes was, dat hulle weer waar hulle terugkom, die tempel sal herbou, die kerk sal herbou, die stad Jerusalem sal herbou, en dat het weer met hulle goed sal gaan. En nou die volk weer begin, na 70 jaar wat hulle in ballingskap was, om daar in Jerusalem by mekaar te kom, om weer te begin, om die routine en die gebruike, die rituele van die godsdiens in te stel. Die vasdae, nou ons hou nie meer so baie vasdae in vandag se lewe nie. Baie mense weet nie eens regtig wat is 'n vasdag nie, of om vat te vas nie. Maar hy praat van die vasdae, hy praat van die gebruike wat hulle het, om in sak en as te gaan sit. Dit was eintlik 'n gebruik gewees, dat as jy hartseer is, as jy gerou het, of as jy veral oor dit wat in jou lewe verkeerd is, dan het die mense altyd gesê, jy gaan sit in sak en as. Met ander woorde, jy trek eintlik jou gewone klere uit, jy trek sakklere aan, en jy gooi as op jou uit, om te wys dat jy besig is om te rou. Het gaan nie net oor rou omdat iemand dood is nie, maar het gaan ook oor rou, oor dit wat in jou lewe verkeerd is. Kyk nou dag weer so na 'n video, en wys hulle van die Jerusalemse mure, wat nou die Wesmuur waar die Jode sit en bid, en dan is daar hierdie ou Joodse man, grys baard en die grys hare,
En dan sit hy daar en hy huil en hy weeklaag. Jy kan sommer sien, hy huil en hy weeklaag, want hy wil hê dat God weer die tempel moet herbou, dat hy weer die stad moet kom herbou. Daardie rou wat daar by hom is, om te sien waar sy volk is. So dis waar hierdie toneel om afspeel. En nou sê die Here in die eerste plek vir Jesaja, praat hard met my mense. Hier kom die Here uit en hy sê, moenie sag praat nie. Moenie hulle saggies behandel met wol handskoene en met sagte handskoene nie. Hy sê, kom, praat met hulle, moenie swyg nie. Laat jou stem hoor duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammelinge van Jakob op hulle sondes. So hierdie is 'n teregwysing vir die volk. Hierdie is 'n harde woorde wat Jesaja eintlik by hulle bring, om te sê, wat gaan aan met julle? En dan antwoord die volk en dan sê hulle vir hom, maar dit is asof die Here ons nie hoor nie. Ons hou hierdie vasdae en ons kom by mekaar en ons doen al hierdie dinge, maar tog is dit asof die Here nie ons hoor nie, of hy nie ag gee op ons nie, of hy nie doen en nie uitkoms gee in ons lewens nie. Ons hou vasdae en ons rou en ons kan sit in sak en as en ons bekla ons lot by die Here, maar dit is asof die Here nie wil hoor nie. En baie keer voel dit vir ons in ons eie lewens ook so. As jy in jou alledaagse lewe is, dat jy voel, maar ek doen alles, en ek doen alles reg, en tog is dit asof daar nie uitkoms in my lewe is nie. En nou kom die Here terug deur die profeet Jesaja en dan sê hy vir hulle, maar is dit regtig wat ek verwag? Julle vasdae, hoe julle dit hou, wat julle doen, waarmee julle besig is dit. Is dit regtig? Dink julle regtig? Dis wat ek wil hê. En ons kan dan vandag vir mekaar ook vra, rondom ons eredienste en ons lewens as gelowiges, en hoe ons probeer leef, is dit regtig wat die Here van ons vra? Is dit hoe die Here wil hê ons lewens moet lyk? Om maar net die rituele te doen. Kerk toe te kom op Sondag en hier te wees as daar geleenthede is en al hierdie dingetjies te doen waarom ons as kerk onsself besig is. Is dit die volle omvang van ons godsdiens? Is dit die volle omvang van ons verhouding met die Here? Om met hierdie dingetjies te doen en alles maar net reg te doen en al die rituele en tradisies en kategese en belydenisaflegging en doop en nagmaal en al die goeders, as ons maar net al hierdie goedjies doen, is ons dan in die regte verhouding met die Here? En dit is amper asof die volk Israel, en ek dink ons ook baie keer, ons godsdiens amper half transaksioneel sien. Dis soos wanneer ek by 'n winkel kom of by die bank kom en ek 'n transaksie wil doen om geld te trek of geld te deponeer, en dan sê ek, as ek dit doen, dan moet die Here dit doen. As ek so maak, dan moet die Here so maak. En dit is amper of so hierdie ooreenkoms die hele tyd met die Here aangaan. Baie keer bid mense mos en sê, Here, as jy net dit in my lewe sal doen, dan sal ek altyd dit doen en ek sal so maak en ek sal... Ons wil ons godsdiens amper as 'n transaksie met God beskou. Om te sê, as ek maar net dit en dit en dit en dit doen, dan sal dit reg wees. En dis eintlik die aanklag wat die Here hier teen die volk het op hierdie oomblik, om vir hulle te sê, julle kom en jy het julle vasdae, maar terwyl julle vasdae het, laat julle die mense wat vir julle werk dubbel so hard werk.
Doen julle dinge wat nie reg is nie. Wat eintlik sê dat daar iets kort in julle verhouding met my. Want dit gaan nie net oor 'n vasdag nie. Dit gaan nie maar net om kerk toe te kom op 'n Sondag nie. Daar is iets meer daaraan. En daar behoort iets meer te wees aan ons godsdienst. Toe ek 'n kind was, die jonger kindertjies sal seker dalk nou nie weet wat traktaaitjies is. Maar ons ouer mense kon onthou mos die traktaaitjies wat 'n mens altyd gekry het. En ons was lief as ons kerke om so voor in die kerke ook altyd so rakkie te hê met traktaaitjies en dan kon mense die traktaaitjies vat met so 'n kort boodskapie op. Maar ek onthou een wat vir my besonder uitgestaan het. Wat gelees het, godsdienst kan gevaarlik wees. Van julle kan onthou van so 'n traktaaitjie. Ek onthou hy so wit met so rooi buiteop gewees. Godsdienst kan gevaarlik wees. En ek het myself gewonder, maar hoe kan jy sê godsdienst kan gevaarlik wees? Wat beteken dit? En ek het eers baie jare later, ek was daai jare tiener gewees en dit nie regtig vir my saak gemaak nie, maar ek het eers baie jare later besef, maar dit is waar. Godsdienst kan gevaarlik wees. Want ons kan so besig wees met die rituele dinge en met die oppervlakkige dinge van godsdienst, dat ons eintlik God in die hele proses mis. Want godsdienst is nie maar net gebruike in rituele en op die regte plek te sing, en op die regte plek te staan, en op die regte plek jou kop te buig. Dis nie maar net 'n klomp goedjies wat ek doen nie. Ware godsdienst gaan oor 'n verhouding wat ek het met God. En 'n liefde wat ek het vir God, om in die teenwoordigheid van God te wees, en om in sy teenwoordigheid te staan, en in sy teenwoordigheid te leef. En wat ek lees in hierdie gedeelte in Jesaja, is dat die aanklag van die Here aan die volk is eintlik om te sê, julle doen die oppervlakkige, julle vas, wonderlik. Maar daar's iets mis, daar's iets weg, daar's iets wat nie daar behoort, wat daar behoort te wees, wat nie daar is nie. Ek mis dit in my verhouding met julle. En ek dink ons elkeen moet by die punt in ons lewe kom om ons self te vra, maar wat is my godsdienst vir my? Is dit maar net iets wat ek van tyd tot tyd doen? Ek kom Sondag kerk toe, maar Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag doen ek wat ek wil. Leef ek soos ek wil? Stel ek die reëls op? Of leef ek waarlik in 'n verhouding met die Here, waar die Here vir my nie net daar ver is nie, maar iemand is wat ek in my hart koester en lief is voor. En ek dink ons almal staan in 'n mate skuldig daaraan, dat ons elkeen ook maar in ons godsdiens God so op 'n afstand hou. Die Here moet net nie te naby my kom nie. Wat sê die Here vir ons in sy praat met Nikodemus in Johannes 3? Hy sê jy moet net gebore word. Dit beteken die ou mens wat daar is, moet weggaan, daar moet iets niets kom. Paulus skryf in Efesiërs 4, vers 22 tot 24, dan sê hy, ek wil jou 'n nuwe mens maak, jou gees en gedagtes moet nuut word. Hy sê vir ons, hy wil ons daai mooie halleluja lied wat ons altyd sing om te sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wil ons vriend wees, wat daar is vir ons in ons diepste nood. Jesus kom sê vir ons, ons kan Vader sê, ons Vader wat in die hemel is. Ons kan hom noem Abba. Dit beteken nie ons moet hom papi of papa noem nie. Dit beteken ons moet nog steeds daar die heilige respek hê vir God, wat God verdien. Hy is Vader. En as 'n Vader is hy een wat by ons wil wees, in ons wil wees, saam met ons dinge wil doen, lief is vir ons omgee. Ons kan as vaders op Vadersdag kan ons ook leer by God wat dit is om waarlik 'n pa te wees, om waarlik 'n vader te wees. Want
wat selfs bereid is om homself te gee, sodat ons die ewige lewe kan hê. Want hy is die een wat homself gegee het. Jesaja kom spreek hierdie volk aan om vir hulle te sê, dit wat ek wil hê, dit wat ek wil sien, die verhouding wat ek wil met julle hê, ek beleef dit nie van julle nie. Julle bring offers en julle hou die vas daar en julle doen al die dinge wat reg is, wat ek vir julle vra. Maar julle is nie in die offers nie. Dit is die Paulus wat vir ons skryf om te sê, gee jouself as 'n lewende en heilige offer wat vir God aanneemlik is nie. Gee jouself as 'n offer wat vir God aanneemlik is. God wil nie net offers hê nie. Is dit nie wat hy vir Dawid sê in Psalm 51, as Dawid vir hom sê, maar Here, wat moet ek doen? Dan sê die Here, ek het nie sin aan jou offers nie. Wat ek vra is verootmoediging, is opregte hart. 'n Hart wat my soek, wat in my teenwoordigheid wil wees. En Jesaja kom sê, gee hierdie selfde boodskap vir die volk Israel in Jesaja 58. As hy vir hulle vra, waaroor gaan dit regtig? Is die manier waarop jy God aanbid, dit wat God van ons vra? Is dit regtig wat God van jou vra? Of lees ons nie ergens die intensie en die bedoeling en die hart van God mis nie? Dat God soveel meer vir ons wil gee en soveel meer in ons lewens wil wees en soveel meer wil deel wees van ons lewens as om net te ver af God te wees. Maar hy wil 'n persoonlike verhouding met jou kom staan. 'n Persoonlike verhouding. Sodat jy sy stem kan ken en sy stem kan hoor wat inspreek in jou lewe in, sodat jy kan hoor as God met jou praat. 'n Persoonlike verhouding. Hy sê vir hulle, julle is besig om my te aanbid en julle hou vas daar, maar intussen is daar mense wat verdruk is, wat onregverdig in die tronk is. Mense wat onder 'n sware juk loop, daar is mense wat dakloos is, daar is mense wat honger is, daar is mense wat nie kos het nie. En julle stap verby hulle. Julle sien hulle raak nie, julle doen niks aan hulle nie. En nou is die vraag, maar beteken dit dan nou net, ons moet begin om meer maatskaplike werk te doen? Meer te sorg vir die armes en meer kos te gee en meer, dis nie wat die Here bedoel nie. Want jy kan maatskaplike werk doen, jy kan vir mense sorg en jy kan nog steeds los wees daarvan. Vir jare het ons aan die NG Kerk het ons maatskaplike werk uitgegee aan 'n organisasie of 'n groep van die kerk wat later 'n onafhanklike maatskappy geword het, NG Welsyn. En ons is 'n gemeente, het ons bygedra en ons gesê, doen julle die werk. Ons gee ons nou geld, so doen julle die werk. Ons het sending gedoen, daar was langs so kas daar op die daar langs waar die hout, wat noem mens dit, houtsneewerk is, was daar lank 'n kas op gewees van, toe die gemeente betrokke was by 'n sending in Sri Lanka. En hy het lang daar gehang, en ons het al opgehou by hulle betrokke te wees, vir baie jare. Want ons het gesê, ons laat iemand anders die sendingwerk doen. Ons laat iemand anders die maatskaplike werk doen. Ons laat iemand anders die kos gee. Ons sal laat iemand anders sorg. Ons wil nie daarbij betrokke wees. Ons sal geld gee. Maar ons is nie self daarbij betrokke nie. En daarom sê die Here vir hulle, gee vir hulle van jou brood. Is nie interessant nie. Hy sê nie net gee vir hulle brood nie, hy sê vir hulle van jou brood, gaan haal van jou tafel af, en gaan gee vir hulle. Gaan gee vir hulle klere, van jou klere, as dit nodig is, trek sommer jou klere uit, en gee vir hulle. Dit moet iets van ons vat. Ons godsdienst moet ook iets van ons vat, dit is nie 'n transaksie nie. Dit is nie, as ek al hierdie dinge doen, dan sal die Here vir my goed wees nie.
Die belofte van die Here is, hy sal vir ons 'n Here wees, en hy sal vir ons 'n God wees, en ek sal altyd by julle wees, dit wat ons hier in vers 11 en 12 lees. Dis nie die beloning op wat ons doen nie. Dis eintlik dat ek en jy die teenwoordigheid sal word in die wêreld. Hy sê vir hulle daar in vers 8, dan sê hy, julle sal die lig word. Julle sal die lig word. Wat het hy vir Abraham gesê in Genesis 12? Hy het gesê, Abraham, ek seën jou. Hoekom? Ek seën jou sodat jy 'n seën tot 'n seën vir die wêreld sal wees, sodat almal wat jou seën ook geseën sal word. Maar ek sal vervloek die wat jou vervloek. Abraham moes die instrument geword het, waardeur God se seën na die wêreld toe gekom het. Sy blessings. Die Here wil hê dat ek en jy die instrumente moet word, waardeur God se teenwoordigheid tot 'n seën sal wees vir ander mense. En dan sal ons die seën van die Here beleef, nie omdat dit 'n beloning is van die Here nie, maar omdat dit iets is wat uit ons kom en ons gee. En dis die probleem wat Jesaja gehad het met die volk. Julle het dit op 'n afstand gedoen. In plaas daarvan dat God deur jou werk, omdat jy 'n persoonlike verhouding met die Here het. Hoe lyk jou vas, jou aanbidding, jou verhouding met die Here? Is dit 'n lewende verhouding wat elke dag van Sondag tot Sondag daar is? Of is dit soos 'n lig wat jy aansit wanneer jy dit nodig het, maar afsit om krag te spaar, of wanneer jy dit nie nodig het nie? Dis die Here se probleem met die volk Israel gewees. Dis die rede waarom hulle nie God se teenwoordigheid beleef het nie. Omdat hulle nie die teenwoordigheid van God in hulle beleef het nie, en laat ander mense dit beleef het nie. En dis die opdrag van die Here. Dis wat die Here van jou en van my vra. Aanbidding moet nie net iets wees wat ek aansit nie. Lofprysing moet nie net iets wees wat ek van tyd tot tyd doen nie. Dit moet nie iets wees wat van buite afkom, jy moet iets wees wat uit die hart uitkom, uit jou binneste, omdat jy in die regte verhouding met die Here leef, elke dag. Amen, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vandag weer vir ons aangeraak het, op 'n besondere manier. En Here, U wil vanmôre weer by ons elkeen kom stilstaan en vir ons sê, hoe verstaan jy aanbidding? Hoe beleef jy jou godsdiens? Hoe beleef jy jou verhouding met my? Ek wil vir jou 'n vader wees. Ek wil vir jou omgee, ek wil vir jou sorg, ek wil jou in liefde omvou. Kan ons vanmôre ook opreg sê, Vader, ek aanbid U, omdat U my Vader is. Kan ek vanmôre ook bid en vra, Here, leer my om U te aanbid soos wat U aanbid wil word. Kan ek vanmôre vra, Vader, kom leer my om U te loof soos wat U wil hê ek U moet loof. Vader, kom leer my om U teenwoordigheid in die wêreld te wees, sodat ons 'n lig vir die wêreld sal wees, en hulle U teenwoordigheid sal beleef in en deur my, omdat ek U elke dag
in my lewe beleef. Vader, kom en raak ons elkeen vanmôre aan met die Gees. Kom skep in ons die nuwe lewe. Kom skep in ons hierdie verhouding met U, sodat ons kan wees wat U wil hê ons moet wees. Amen. Ek nooi julle uit om vanmôre saam met ons te kom aansit in die nagmaaltafel. Julle kom bedien julle self weer vanmôre elkeen met die brood en die kelkies. Ons onthou, soos altyd sê ons, die kelkies, die binnekringetjie is natuurlik die druiwesap, en ons sal die beker ook na die tyd ook laat omgaan. So kom bedien julle self asseblief. As ons vanmôre so aansit, dan hou ons hierdie woorde wat ons vanmôre in die erediens gehoor het vir mekaar in ons gedagtes vas. En ons sê vir mekaar ook weer opnuut, hierdie tekens wat ons hier voor ons sien, die brood en die wyn, dis die tekens wat die Here ook vir ons gee as 'n teken van sy liefde. So wanneer ons vanmôre saam die brood neem, dit vashou, dit voel, dit ruik nie eintlik na baie nie, maar ons gaan nou proe, dan dink ons daaraan dat die Here vir ons ook, deur ons sintuie, deur ons hele wese, wil sê, ek is lief vir jou. En dit wat die Here wil ek hê ons moet doen, hoe ons moet reageer, is om deur ons hele wese, elke dag van ons lewe, die Here te aanbid. Die brood wat ons breek is die teken van die liggaam van Christus, wat vir ons elkeen gebreek is. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat sy liggaam ook vir jou gebreek is, as 'n volkome verlossing vir al jou sondes. En Jesus het nadat hy die brood gedeel het met sy disippels, ook die beker geneem, vir hulle omgestuur en gesê, dit is die nuwe verbond met julle. Dis die bloed wat vir jou gestort is aan die kruis. Neem, drink, dink daaraan en glo, dat my bloed ook vir jou gestort is, as 'n volkome versoening vir al jou sondes. Kom ons bid net saam. Here, ons dankie vir hierdie tekens, dankie vir die brood en die wyn en dit wat dit vir ons beteken. En Here, gee dat ons vanmôre dit nie net as 'n teken sal sien nie, maar eintlik deel van ons sal maak. U verlossing, u vryspraak. En Here, dat ons sal uitgaan vanmôre en elke keer as ons by mekaar is. En dat ons 'n verskil gaan maak in die wêreld daar buite, deur hoe ons leef. Dat ons die verdruktes, die juk sal afhaal. Dat ons die wat honger is, sal voed, die wat nie klere het nie, klere sal gee. Dat ons u lig sal laat skyn in die wêreld elke dag. Dit bid ek in Jesus naam. Aan die seën van die Here vanmôre. God wat vrede gee het ons, Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige bond nie groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God wat julle toerus, is goed, mag die God julle toerus, met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid, tot in alle ewigheid. En ons sê saam, Amen. Dankie Here.